Hoofstuk 4, nuwe uitdagings wat ek en jy moet aanvaar. En dit is om goed te doen wat ons dalk nie gewoond is, selfs nie gemaklik is nie, maar in die koninkryk gaan die Here Jesus ons uitdaag om betrokke te raak. Markus 6 vers 7 lees ons, Jesus het die 12 nader geroep en hulle 2-2 begin uitstuur. Kan jy dink hoe intimiderend moes dit vir die disippels wees? Tot hiertoe het ons gekyk na die eerste 3 fases. Jesus het die disippels geroep, en hy het hulle gewys fase 2, en hy het hulle geleer, en is heerlik om te sien hoe die Here Jesus werk, om in aksie te sien en om te leer. Maar sien, jy moet onthou, wanneer die Here Jesus jou leer, dan is dit altyd 'n groter doel daagter. En toe kom ons by fase 4, Jesus stuur hulle uit. Nou, ons kan baie leer uit Jesus se disippelskap program en Jesus se disippelskap model. Ons lees in Markus 6 vers 7 tot 19 dat die disippels nou gereed is om uitgestuur te word. In die 3 jaar wat die disippels saam met Jesus die pad gestap het, het daar baie lering plaasgevind, maar Jesus het hulle ook baie prakties uitgedaag om nuwe goed te probeer. Dit laat my dink aan die woorde in Hebreërs 5 vers 12 wat sê, hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Hoor wat sê die Hebreërs skrywer? Hy sê, hoor, julle moes al op 'n punt gewees het wat julle self mense leer. Dit beteken, ons moes op 'n punt wees wat ons al self die werk van die Here doen. Maar nou lyk dit vir my, hierdie gemeente waarvan die Hebreërs skrywer praat, hulle sit net en ontvang, en die probleem is, as ek informasie kry, as ek kennis kry, en ek pas dit nie toe nie, dan vergeet ek dit, dan moet iemand dit weer vir my leer. En dit is die ding wat die Hebreërs skrywer probeer aanspreek, om te sê, daar moet progressie wees. Ons moet die inhoud, wat ons in ons lewe inwerk, gebruik om te dien. En dit is waar ons nou kom, om te probeer om nuwe dinge te doen. Jesus daag sy disippels uit, probeer nuwe dinge. Miskien kan ek net hierdie ding sê. Ons leer nie vir kennis nie, ons leer vir aksie. Ek herhaal dit, ek gaan dit nou weer herhaal. Ons leer nie vir kennis nie, die lering wat ons kry in die kerk, die lering wat ons hier kry, die lering wat ons in ons selgroepe Bybelstudies kry, is nie ter wille van kennis in dit self nie. Dit is ter wille van bediening. Ons moet oorgaan in aksies. Jesus stuur die disippels uit om te werk. Jesus stuur die disippels uit om te gaan bedien. En dis die vraag wat ek jou moet vra. Is jy besig om te bedien? Is jy besig om te werk vir die Here? Want dis wat disippels doen. Dit is wat disippels veronderstel is om te doen. Dit was waar Jesus hulle wou uitbring. As ek nie besig is om te dien en om te bedien nie, is ek nie 'n disipel nie. Onthou, ons leer nie vir kennis nie, ons leer vir aksie. Jesus bemagtig ons met die doel om te bedien, vir niks anders nie. Die einddoel van ons geloof is nie om stoele warm te sit nie. Die einddoel van ons geloof is om vir Jesus te werk en om ander te dien.